in Afrikaans. Hoekom spesifiek welstand in Afrikaans is ons staan op die vooraand van Afrikaans 100 se 100ste verjaarsdag. Afrikaans, ons moedertaal se 100ste verjaarsdag. So ons het dit goed gedink om 'n goeie afskop te hê met vir Afrikaans 100 met hierdie simposium wat ons gaan hou. Ons het 3 sprekers wat ons verwelkom hierso. Baie dankie vir almal wat ingestem het om bietjie met ons te gesels. Ons het vir Alana Bailey, die hoof van kultuursake by AfriForum, dan het ons vir Karel Boshoff, die voorsitter van die FHK, Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, se direksie. Baie dankie Karel. Ek sien hy is nog nie in nie. Hy's dalk miskien net vinnig besig met 'n ding of 2. En dan het ons vir Dr. Annelies de Vries, die hoof van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wiskunde en Wetenskap en Kuns, ekskuus. So, die vraag sal dan nou wees, hoekom sal solidariteit help in 'n hand wat baie bemoeid is met maatskaplike ontwikkeling en welstand in ons gemeenskappe? Hoekom sal ons besluit om vir Afrikaans iets te doen? En ek dink dit is baie belangrik om te verstaan dat wat ons hier doen is ook welstand vir 'n identiteit. En ons identiteit as Afrikaners lê in ons moedertaal. 'n Groot deel van ons identiteit is gesetel uit ons moedertaal. En hierdeur kan ons 'n betekenisvolle voortbestaan vir Afrikaans kan ons bewerkstellig. En hoekom ons dit sê is, ons het op verskeie sfere betrokke en waar ons werklik Afrikaans se welstand bevorder, volhoubare welstand bevorder. Ons sit op voedselvlak, sit ons met ons plekke, waar ons meer as 500 kleuters in Afrikaans onderrig. Dit is baie belangrik om te verstaan, dis op ons voedselvlak, op ons diep grondslag van identiteit en die identiteitsvorming, is ons besig met ons plekke, ons kleuterskole, se ontwikkeling van Afrikaans vir kleuters op voedselvlak. Dan tweedens, kyk ons na maatskaplike welstand. Maatskaplike welstand in Afrikaans. As jy in 'n tweede taal jouself moet uitdruk, kan jy dit nie noodwendig altyd so goed doen, soos wat jy dit kan doen in jou moedertaal. En ons skep die ruimte vir Afrikaanse persone en Afrikaners om in Afrikaans maatskaplike dienste te kan ontvang. So, dis die volgende been. Dan het ons die opleidingsinstituut, waar ons in Afrikaans bied ons vir Afrikaners tuisversorging, palliatiewe sorg en noodhulp opleiding, en dit word gedoen in Afrikaans. Hierdie is ook nog 'n vorm van hoe ons welstand bevorder en 'n toekoms bevorder vir persone in Afrikaans. En dan is daar 'n volhoubaarheidssleutel wat ons hier doen. Die volhoubaarheidssleutel kom in die vorm van ons studietrust, waar ons rentevrye lenings, meer as 7000 rentevrye lenings alreeds uitgegee het vir jong persone en persone wat wil studeer om hulle self te kan bevorder en voortgaan. En dit is 'n ongelooflike belangrike komponent vir toekomsbou van Afrikaans en om vir persone 'n geleentheid te gee om in Afrikaans ook te kan studeer. En dan moet ons ook kyk na die realiteit van volhoubaarheid. Na raming sê hulle daar word tussen 9 en 26 tale per jaar wat uitsterf. Nou as jy kyk na dit, by die slegste scenario is daar 'n moontlikheid dat tale kan uitsterf teen die einde van hierdie eeu. So ons het 'n verskriklike belangrike taak, en wat ons hier doen ook is 'n verskriklike belangrike taak wat ons verrig vir volhoubaarheid van Afrikaans en die welstand van Afrikaans en om dit te bevorder. Ons wil vir almal baie dankie sê wat hier vir ons kom kuier het, saam met ons hierdie simposium kom bywoon, en dan die heel eerste persoon wat ons aan die woord wil stel is Alana Bailey, en haar tema strook met presies wat ons nou in die inleiding gesê het, en dit is taal as 'n goue sleutel tot gemeenskapswelstand. So Alana, ons gee vir jou die vloer.
Baie dankie dat jy ingestem het om saam met ons te kom kuier en dankie vir almal en lekker luister. Baie dankie Gerard. Ek vra by voorbaat om verskoning. Dit lyk my die koue het nou op my stembande gaan lê, maar ek hoop my stem hou end uit. En baie dankie ook vir almal wat saamgesels. As ek so na die name kyk, dan dink ek, "Sjoe, ek is besig met bring my die ou tyding, want julle almal werk al so lank met Afrikaans saam." Maar ek hoop daar gaan 'n paar gedagtes wees wat vir julle ook nuut is en wat julle ook sommer weer inspireer in die werk wat julle doen. En baie dankie dan vir helpende hand vir hierdie geleentheid. Ek dink, soos Gerard ook reeds gesê het, wanneer ons praat oor gemeenskapswelstand, dan is die eerste ding waaraan jy nie dink noodwendig taal gebruik nie. Maar tog is dit letterlik 'n goue sleutel wat die weg na alle welstandsaspekte vir 'n gemeenskap kan oopsluit as dit reg hanteer word. In die verlede het ons altyd gedink dat taal eintlik maar net 'n kommunikasiemedium is. Maar al meer navorsing bewys vir ons dat dit 'n onlosmaakbare deel van 'n gemeenskap se unieke identiteit is en dat dit in daai kapasiteit die geestelike welstand van die gemeenskap bevorder, maar selfs ook die fisiese gesondheid, die maatskaplike stabiliteit en natuurlik die gemeenskap se ekonomiese groei. So daarom is dit baie belangrik dat die rol wat taal vertolk eintlik meer aandag moet geniet en dis hoekom mense ook wêreldwyd sien dat instansies en individue wat aandag gee aan menseregte al meer fokus op taalregte as 'n komponent daarvan. Die belangrikste eerste aspek of eerste stap om toegang tot welvaart te kry is dat daar moedertaalonderrig vir so lank as moontlik vir die jeug aangebied moet word in 'n gemeenskap. Ons sien dat daar wêreldwyd omtrent so 7000 tale is, ramel op die oomblik, maar dat 40% van die sprekers van daardie tale geen toegang het tot moedertaalonderrig nie. Wat eintlik beteken dat ons wat Afrikaans praat ontsettend bevoorreg is, omdat ons taal tot op universiteitsvlak ontwikkel het, en dat ons daarin kan studeer, al is dit deesdae veral maar deur instansies wat privaat bestuur word, soos akademia. Ons het nog steeds daai groot voordeel, en dis iets wat ons baie jaloers moet beskerm. Die voordeel van moedertaalonderrig word wêreldwyd bewys deur voorbeelde van lande waar mense eintlik maar baie onontwikkeld, ongeletterd en verarm was, maar waar daardie posisie omgekeer is sodra hulle toegang tot moedertaalonderrig gekry het. 'n Goeie voorbeeld in ons eie geskiedenis is die Afrikaners net na die Anglo-Boereoorlog. Milner het probeer om die Afrikaners te verengels en te onderdruk, maar deur die ywer van mense soos M.T. Steyn en J.B.M. Hertzog het Afrikaans in 1925 'n amptelike taal geword, wat is waarom ons hierdie heerlike Afrikaans 100 vierings op die oomblik het. So 'n gemeenskap se welstand begin by die mate waarin dit toegang tot moedertaalonderrig het. Ek gaan gou 'n bietjie oor die moedertaalonderrig voordele praat. Die akademiese voordele is die wat ek dink die meeste bekend is, en dit is dat mense die taal beter verstaan, dat kennisgapings makliker voorkom word, dat mense ook abstrakte begrippe makliker leer in 'n moedertaal, hulle internaliseer dit, hulle memoriseer dit nie net nie, so hulle kan dit eintlik in die werksplek of in die res van die lewe baie makliker toepas, want dis iets wat hulle werklik verstaan. Dan ook omdat hulle vaardig is in hulle eie taal, is hulle meer geneig om vrae te vra en meer aktief in die klassituasie deel te neem. En dit het dan weer die voordeel dat hulle onafhanklike denke ontwikkel en dat hulle weet hoe om argumente te struktureer. Omdat die basis van hulle taalvaardigheid aanvanklik in een taal gelê word, dan ontwikkel hulle ook 'n beter en 'n sterker gevoel vir taalstruktuur en vir woordeskat. En dit beteken dat hulle ander tale makliker aanleer en meer vlot gaan praat, omdat hulle juis verstaan hoe taal werk en alreeds 'n baie groot woordeskat in hulle eie taal ontwikkel het. So al hierdie suksesse het tot gevolg dat hulle makliker studeer en daarom ook langer aanhou om te studeer. En dit is 'n hele kringloop wat die gemeenskap dan bevoordeel. Hulle studeer makliker, hulle studeer langer, hulle val nie uit met hulle studies nie. Hulle raak beter gekwalifiseerd, hulle kan vir beter loopbaangeleenthede aansoek doen en beter loopbane bou. Hulle verdien 'n beter inkomste as gevolg daarvan
en daardeur kan hulle 'n groter bydrae tot die gemeenskap se ekonomie lewer. So op die ou einde is dit die hele gemeenskap wat baat by hierdie voordeel wat hulle geniet het, maar ook nie net die hele gemeenskap nie, maar eintlik alle ander gemeenskappe met wie hulle 'n area soos byvoorbeeld Suid-Afrika deel. Dus aan die een kant mag dit vir mense lyk asof jy ek wil amper sê selfsugtig is as jy aandring op moedertaalonderrig, maar op die ou einde baat almal daarbey en daarom is dit iets wat ons ook baie sterk moet opeis en baie sterk moet beskerm, soos met die aksie teen die Bella-wet op die oomblik. Ekonomiese probleme is eintlik maar altyd die begin van maatskaplike probleme en onstabiliteit. En hierdie onstabiliteit kan selfs geweldpleging inhou. Daarteenoor is daar hierdie drogredenasies wat ons hoor van mense soos Panyaza Lesufi of soos van Milner in die verlede wat gesê het, daar gaan groter maatskaplike samehorigheid wees in 'n gemeenskap as almal net een taal praat. Al is dit dan nou nie hulle moedertaal nie. In die tussentyd het daar jonger akademici of akademici van die huidige tyd soos Joseph Lobianco en hier plaaslik Illyria Borman gekom wat baie interessante navorsing gedoen het wat eintlik die teendeel bewys. So Lobianco werk daar in Suidoos-Asië en in die Pasifiese lande en hy het beklemtoon dat alle konflikte van ons eie tyd eintlik maar altyd 'n element van taal het. Hy het verwys na die volksmoord in Rwanda, na die uiteenval van Joegoslawië en selfs, ons kan dit selfs deurtrek tot by die oorlog in Oekraïne op die oomblik, waar taal elke keer 'n rol gespeel het, omdat 'n gemeenskap gevoel het hulle taal word geïsoleer en onderdruk en dit hulle eintlik aangespoor het om tot geweldpleging oor te gaan. Konflikspesialiste verstaan daarom al beter dat 'n begrip van taalprobleme nodig is om hierdie soort geweldpleging te voorkom wat die ideaal is, of dan nou dit op te los waar dit alreeds plaasvind. In hierdie lande waar Lobianco werk, het akademici bevind dat die gebrek aan die gebruik van 'n gemeenskap se taal in onderwys en in die openbare lewe eintlik daartoe gelei het dat hulle gevoel het hulle oorlewing word bedreig, veral as hulle aan 'n kwesbare minderheid behoort het. Hulle het dan ook gemeen dat dit hulle toegang tot sukses gaan saboteer. Ek het reeds daarop gewys hoe moedertaalonderrig vir jou toegang gee tot beter ekonomiese geleenthede en hulle was dan nou heeltemal reg as hulle gesê het hulle toegang tot sukses word afgesny. En dan ook die simboliek wat taalerkenning meebring is baie belangrik. Want wanneer jou taal erken en gerespekteer word en jy voel jou taal word gerespekteer, voel jy of jy gelyke burgerskap geniet. Maar die oomblik wat die taal onderdruk is, dan begin jy tweede klas burgerskap ervaar en is jy ook baie meer negatief teenoor jou omgewing en al die ander mense in jou omgewing. Illyria Borman was by Unisa, sy is eintlik nog steeds daar buitengewone professor en haar navorsing het gekyk na die belewing van studente by Unisa wat moedertaalonderrig het of dit nie het nie en daar was 'n baie duidelike skeidslyn. Die mense wat moedertaalonderrig toegang gehad het oor die algemeen baie meer positief oor Unisa gevoel, maar ook oor hulle gemeenskap, oor ander gemeenskappe met wie hulle die spasie deel en met Suid-Afrika. Hulle was die ouens wat gesê het hulle wil graag hier bly en 'n verskil maak en nie wil immigreer nie, terwyl die mense wat in 'n tweede taal of derde taal moes onderrig kry, gesê het nee, wat hulle voel nie so sterk patrioties nie, hulle gee nie om te immigreer as hulle iewers anders net beter werksgeleenthede kan kry nie. So, dis eintlik baie sterk bewyse dat vir maatskaplike stabiliteit dit noodsaaklik is dat mense moet toegang hê tot moedertaal en tot geleenthede in hulle eie taal. Geleenthede in eie taal is baie belangrik. Om 'n praktiese voorbeeld te noem, die oomblik wat jou eie taalspasie in die openbare ruimte het, skep dit meer werksgeleenthede. Dink byvoorbeeld as 'n pos vir Afrikaanssprekende geadverteer word, dan kompeteer al die Afrikaanssprekende of moedertaalsprekers op gelyke voet vir daardie pos. Maar die oomblik wat hulle vir 'n pos wat Engels vereis moet aansoek doen, kompeteer hulle eintlik op ongelyke voet met die ouens vir wie Engels hulle eerste taal is
en hulle moet ook kompeteer met al die ander tweede taalsprekers. So jou kans op sukses is baie minder om 'n pos te kry. Wanneer 'n taal openbare ruimte beklee, dan skep dit eintlik ook 'n hele industrie van sy eie rondom hom. Jy kan nou maar dink, skielik omdat dit met ander tale moet kommunikeer, is daar 'n behoefte vir vertalers en vertolke. Daar's leksikograwe nodig wat woordeskat moet ontwikkel, woordeboeke moet maak. Skrywers en uitgewers moet skep en publiseer. Kopieskrywers maak advertensies in daardie taal. En so kan ek aanhou tot by die ou wat in sy motorhuis oor naweke TMP's druk met een of ander oulike Afrikaanse sêding of spreekwoord op. So, die geleenthede is baie, maar as die taal stagneer of as die taal geminag word en as minderwaardig beskou word, dan gaan al hierdie geleenthede verlore. As die gemeenskap ook voel dat hulle taal gekoester word en veilig is, dan is hulle baie meer bereid om meertalig te leef en te werk op gedeelde terreine en by te dra om onderlinge respek en erkenning te skep vir mekaar. Maar wanneer die gemeenskap bedreig voel en sien dat hulle taal minderwaardig behandel word of uitgefaseer word, dan gaan hulle op die verdediging en hulle is minder geneig om saam te werk met enige iemand van ander tale. Met meer respek en 'n oopheid teenoor ander gemeenskappe is daar groter begrip en waardering, ook vir ander mense se kulture en tale. En vir die bevordering van onderlinge begrip en nasionale samehorigheid is die belangrikste dat die bevordering en behoud van taalregte van elke taalgemeenskap baie sterk beklemtoon moet word. Nog 'n aspek waarna 'n mens moet kyk is identiteit. Elke gemeenskap se identiteit, soos Gerard gesê het aan die begin, is gesetel in sy taal, en wanneer ons taal beskerm, beteken dit dat ons ook ons erfenis beskerm en die hele kultuurskat wat saamhang met 'n taal. Dis ook 'n ereskuld wat ons het teenoor ons voorvaders, maar ook teenoor ons nageslag, sodat hulle ook kan baat by hierdie skat waarby ons gebaat het. As ons die ryk kultuur wat ons ontvang het wil nalaat, dan moet ons seker maak dat ons taal gaan oorleef, want wanneer 'n taal verdwyn, dan neem dit ook eintlik 'n hele kultuur en 'n intellektuele raamwerk daarmee saam, wat ons nooit weer kan vervang nie, al probeer 'n mens hoe hard om dit te herwin. Ek dink goeie voorbeelde op die oomblik in die wêreld is byvoorbeeld Iers wat wetlik baie sterk beskerming geniet en wat kinders verplig is om op skool te leer, maar nog steeds, omdat die taal so lank onderdruk is deur Engels, is dit 'n taal wat nie eintlik baie in die gemeenskap gebruik word nie. So jare van agteruitgang en onderdrukking het regtig groot skade aan die taal aangerig, en 'n mens weet nie of dit ooit weer spontaan die eerste taal van die gemeenskappe in Ierland gaan wees nie. Iets waaroor mense nog baie min oor taal gepraat het, is die geestelike en die gesondheidsvoordele wat die gebruik van jou taal tot gevolg het. En dis ook iets waaroor ek gou-gou wil gesels. Mense wat hulle moedertaal verloor of wat nie toegang tot moedertaalonderrig het nie, verloor eintlik 'n kernbelangrike deel van hulle identiteit en hulle word ontkoppel van hulle wortels. 'n Mens sien dit dan ook dikwels, die kinders gaan byvoorbeeld skool in 'n taal wat verskil van hulle ouers en hulle voorouers se taal, en daar ontstaan generasietaalgapings wat baie nadelige emosionele gevolge kan hê vir die hele gesin, nie net vir die jongste geslag nie. Dan is daar ook dat kinders wat in 'n tweede taal moet skool gaan, of 'n derde of 'n vierde taal, baie minder selfvertroue ontwikkel oor die algemeen. Dit mag lyk asof hulle baie aktief deelneem in klasverband en so aan, maar dikwels gesels ons met volwassenes wat deur hulle ouers in Engelse skole geplaas is, wat vir ons sê dat hulle eintlik nog hulle ouers verkwalik daaroor, want hulle was nooit werklik deel van enige gemeenskap nie. Aan die een kant moes hulle bietjie Afrikaans leef, aan die ander kant bietjie Engels, en hulle het gevoel hulle is maar altyd verskeurd tussen die twee gemeenskappe. So dikwels gaan jy nie aan die kind se prestasie agterkom dat dit 'n probleem is nie. Hulle gaan dalk baie lank en baie goed studeer, maar nog steeds is daar daai emosionele skade wat agterbly. Dit het selfs onlangs in navorsing aan die lig gekom dat depressie onder volwassenes en selfdood
baie nou gekoppel word daaraan of iemand op skool in sy eie taal gestudeer het of nie. So dis nogal ingrypende gevolge waarna 'n mens selde dink. Kies ek hoor iemand anders? Dankie. Die fisiese gesondheid is ook 'n baie interessante ding. Aan die een kant kan 'n mens nou sê, weer eens is daar hierdie normale kringloop, iemand studeer in sy moedertaal, hy gebruik sy moedertaal in openbare ruimtes, hy kry toegang tot beter werk, hy het meer fondse beskikbaar en daarom kan hy sorg vir beter voeding vir homself en ook vir beter gesondheidsorg. Maar dan is daar ook die verskuilde gevolge van die gebruik van jou taal in openbare ruimtes. Byvoorbeeld in gesondheidsdienste. Nou in 2019 het AfriForum baie interessante navorsing onderneem onder ons lede oor hoe voel hulle om toegang te hê tot gesondheidsdienste in hulle eie taal in Afrikaans. As hulle nou 'n dokter of 'n sielkundige of 'n tandarts soek, hoe belangrik is dit vir hulle dat daardie persoon kan kommunikeer met hulle in hulle eie taal. Hierdie soort studies is al in diepte gedoen in lande met groot immigrasiebevolking, soos byvoorbeeld Amerika en Kanada, en daar was baie interessante bevindings. Daar is gesien dat wanneer jy met 'n gesondheidsdiens verskaffer werk, wat nie jou eie taal praat nie, ekskuus tog, daar allerlei verskeidelde nadele kan opduik. Byvoorbeeld, baie keer sal mense nie die behandeling goed verstaan nie. En omdat hulle nie die behandeling verstaan nie, gaan hulle nie daarmee volhou nie, en dan vat dit vir hulle langer om gesond te word, of hulle word glad nie eintlik gesond nie. Daar was ook gevalle gewees waar mense dan nou eintlik verkeerd gediagnoseer is, want die dokter en die persoon wat die simptome verduidelik het mekaar misverstaan. En so het dit eintlik selfs vir daardie lande se ekonomie groot nadele meegebring, soos dat mense langer gehospitaliseer moes word, of dat hulle ongeskik geraak het vir werk en dan nou eintlik lewenslank een of ander subsidie moes ontvang. In Suid-Afrika is daar minder navorsing hieroor gedoen. Alona, skus, ek gaan vir jou vra of jy vir ons 'n laaste afsluiting kan gee. Ek is net bang ons hardloop uit die tyd uit vir ander sprekers. Doodreg, dankie. Ja, so wat ons dan sien is dat dit nogal vir mense baie nadelig kan wees as hulle nie toegang het tot gesondheidsorg in hulle eie taal nie. Nog 'n terrein waaroor Annelies meer kan sê, is die nadele wat dit vir ons kan inhou wanneer jy nie toegang het tot regspleging in jou eie taal nie, soos dat weens taalprobleme met tolke of met verklaringe wat afgelê is, mense wat skuldig is kan vrykom en onskuldig is dalk gevonnis kan word. So as 'n mens al hierdie dinge in ag neem, dan besef ons weer eens hoe belangrik dit is om ons taalregte te beskerm en dat ons baie dankbaar moet wees vir die regte wat ons het in Afrikaans, maar dat ons moet sorg dat dit meer ruimte in die openbare arena kry en dat ons enige poging om dit af te skaal baie sterk moet teenstaan. Baie dankie julle. Baie dankie Alona, baie insiggewend. Ek dink wat mense nie altyd agterkom nie, is die verrykende gevolge daarvan. Daar is soveel moedertaal en taal, jou eie taal, ons Afrikaans, met verrykende gevolge as mense dit nie definitief nie oppas nie. So ons wil net vir Dr. Karel Boshoff, die voorsitter van die FHK se direksie, ook welkom heet hierso. Dr. Boshoff se tema waaroor hy praat is red ons Afrikaans of red Afrikaans ons. Wie is die doener en wat moet gedoen word? Dr. Boshoff, ek het so vinnig daarna gekyk na jou tema en dis 'n eksistensiële tema as ek dit so kan stel. So ons sit jou graag aan die woord en baie dankie dat jy bereid is om hierdie dag met ons te deel. Gerard, baie dankie. Kan ek seker maak, hoor jy my? Kom ons hoor jou hard en duidelik. Storie deur. Gerard, baie dankie vir die geleentheid. Ek het met sulke
wat sou ek nou sê, ek was so geboei deur Alana se voordrag, dat ek amper wonder of 'n mens enigiets nog daarby moet voeg. Sy het taalsosiologies so wonderlik geraak aan van hierdie elemente wat soms misgekyk word of gering geskat word. Maar goed, laat ek my bydra maak wat miskien 'n bietjie meer van filosofiese aard is. Ek wil begin deur te sê, en ek gaan dit nou baie kort knip vir die tydsonthaalwe. Aan die een kant as mens nou sê Afrikaans, jy weet 100, dan lyk dit of dit nou die ideale geleentheid is om 'n herdenking van stapel te stuur waaroor niemand iets kan sê nie, waaroor almal moet bly wees. En tog is dit nie so nie. Daar's 3 voorbehoude wat ek raak geloop het en wat ek dink mense in aanmerking moet neem. Wat ek nou net gaan noem, ek gaan glad nie daarop uitbrei nie. Die eerste is Cornelis Lourens het daaroor geskrywe dat as 'n mens die taalstatus wat in 1925 en daarna bereik is vergelyk met waar ons vandag is, moet ons eerder 'n begrafnis hou. Nou goed, dis 'n voorbehoud. Sien noodwendig die laaste woord nie, maar dit is 'n punt om in aanmerking te neem. Nog een is dat daar 'n groot deel van die Afrikaanse moedertaalsprekers is, die bruin Afrikaanssprekendes wat voorbehoude het oor die vreugde van 1925, omdat hulle van mening is, of daar diegene is wat van mening is, dat hulle in die proses benadeel is. Jy weet, watter mag, watter konteks van apartheid en selfbevoordeling, watter variant van Afrikaans is amptelik gemaak, en dat daar eintlik eers regstellende optrede moet wees, voordat daar weer sprake kan wees van 'n volledige gesamentlike proses. En dan die derde is om te sê 1925 was maar 'n baken op 'n langer pad. Die eintlike deurbraak 1909 met die nasionale konvensie toe Engels en Hollands as amptelike tale aangeneem is. In 1925 word eintlik maar net 'n wet aanvaar wat sê Holland sluit in Afrikaans. Nou daar lê heelwat meer agter die storie as dit, maar dan eers in 1961 wat dit Afrikaans en Engels is, ook in daai volgorde. In die uiteindelike Republikeinse grondwet. Maar nou goed, beteken hierdie voorbehoude ons moet nie hierdie 100-jarige verloop herdenk nie. Ek is van mening glad nie, maar ek stel dan die vraag, red ons Afrikaans of red Afrikaans ons? En is nou seker duidelik dat so 'n vraag bietjie op die onverwagse inspel. As die voor die hand liggende antwoord is dat daar sprekers die verantwoordelikheid het om Afrikaans te red, dan is die onverwagse alternatief dat Afrikaans ons eintlik red, en op 'n manier is albei die stellings waar. In die algemeen is taal daai besondere eienskap wat die mens van ander diere onderskei, en sou ons sonder taal seker redeloos gewees het. Maar spesifiek sou 'n bevolking sonder 'n taal wat by hulle lewensomstandighede en eise aangepas is, Alana het daarna verwys, bevolking sou eenvoudig krepeer en aan hulle lot uitgelewer wees. En daar's talle voorbeelde in ontwikkelende lande waar die tradisionele ordes voor modernisering, byvoorbeeld in die vorm van verstedeliking, moes wyk, terwyl baie mense wat net die tradisionele taal en magtig is, nog oor die woorde, nog oor die denkbeelde, want die twee loop saam, woorde en denkbeelde, beskik om hulle by die verandering aan te pas. Daar's vir hulle geen ander redding nie, as om 'n taal te probeer verwerf waarmee hulle oor die weg kan kom, of as daar die sulkes onder hulle is wat dit kan doen, hulle eie taal te moderniseer, sodat hulle met behulp daarvan die moderne wêreld tegemoet kan gaan. En presies dit is wat Afrikaners gedurende die vorige eeu gedoen het. Vir die boere wat in die Tweede Vryheidsoorlog die onderspit gedelf het, was dit die begin van 'n omwenteling wat die volgende 30-40 jaar sou duur en wat hulle in groot getalle sou ontwrig. Verstedeliking het na die oorlog versnel en nie afgeneem nie voordat die oorwig van Afrikaners in die wêreld van industriële produksie en verbruik, met ander woorde stede, van 'n monetêre ekonomie, van wetenskap en tegnologie en van tegniese geletterdheid vir hulle bevind het. Dit is waar Afrikaners uiteindelik in groot oorwig teenwoordig is. Nou vir al die eerste 4 dekades, sê dan maar 1901 tot 1940 plus minus, die eerste 4 dekades na die oorlog het dan ook geweldige eise gestel en enorme verliese meegebring. En met verliese
word bedoel dat tallose mense wat op die platteland 'n betreklike waardige bestaan gevoer het, deur skreiende armoede in hulle menswaardigheid aangetas is. Ook dat boeremense wat van voorheen ideologie boeremense van voorheen, gewone mense soos ons hulle geken het van ideologieë begine aanhang wat aan hulle herkoms vreemd is. Byvoorbeeld kommunisme wat strydig met hulle Christelike tradisies was. Talle Afrikaanse mynwerkers het hulle daartoe gewend. Die verhaal van die 22 stakings en wat daarmee saamhang getuig daarvan. En dan die belangrikste in hierdie verband, dat taalverlies en taalverplasing aan die orde van die dag was. Met ander woorde, op verskillende maniere daar verliese ingetree, maar dat Afrikaners verengels het, omdat dit die dominante taal was, is 'n groot verlies. Dat mense wat in hulle moedertaal en tradisionele omgewing aan hulle self uitdrukking kon gee, en hulle gedagtes kon verwoord, hulle behoeftes en hulle vreugdes, kon verwoord, het nou so stotterende kinders met die spreekwoordelike donkie om die nek rondgeloop. Nou vandag is dit byna ondenkbaar, aangesien groot getalle Afrikaners die stryd teen onmag en armoede gewen het, en van geslag tot geslag beter opleiding en toepaslike vaardighede aan hulle kinders kon laat toeval, as waarmee hulle self toegerus was. Die gevolg is dat Afrikaners selfs nie deur hulle magsverlies met die demokratisering in 1994 ondergekry is nie. Ons mense moes wel 'n groot aanpassing maak deur van die openbare na die privaat sektor te beweeg onder meer, en baie word deur regstellende aksie en transformasie benadeel, maar die ontwrigting is nie so groot as wat dit is vir diegene wat in dieselfde tyd die omvattende revolusie van modernisering moes deurmaak nie. Met ander woorde, mense wat nou aan onder meer verstedeliking uitgelewer is, dit wat ons al in die begin van die vorige eeu tegemoet moes gaan. Om die waarheid te sê, daai oorwegend swart bevolking wat nou moderniseer, wat uit hulle tradisionele gemeenskapsverbande geruk word en in die moderne samelewing ingeboener word, beland dikwels in armoede en verontmensliking wat van geslag tot geslag oorgedra word, juis omdat die ontwikkeling van hulle tradisionele tale kwaliek indien enigstens plaasvind, terwyl die taalverplasing deur dominante ou koloniale tale gevolglik nie verhoed kan word nie, maar weens menslike redes ook nie behoorlik slaag nie, of net vir klein getalle mense slaag. Dis die agtergrond waarteen mens dan nie kan glo dat Afrikaners se sukses in hierdie verband eerder beswadder en verwerp word as om bestudeer en nagedoen te word. Maar daarmee het ons nou eintlik al aan 'n deurslaggewende antwoord op die vraag wie die doener is en wat gedoen moet word om enige taal, maar in ons geval Afrikaans, te handhaaf en te ontwikkel. Die eerste punt is dat 'n taal nie in die tipiese sin van die woord 'n doener of 'n handelende subjek is nie. Dit mag lyk of sy dit in 'n hoogs abstrakte, selfs mystieke sin is, maar in praktiese sin is dit nie die taal nie, maar die sprekers wat handelend optree. Die sprekers is die doeners. Die tweede punt is dat die taal self 'n medium of 'n middel is, by wyse en met behulp waarvan ander dinge gedoen en ander doelwitte nagestrewe kan word. En hier kom die onderskeid tussen middel en doel ter sprake, en hoewel taalontwikkeling 'n afgeleide doel kan wees, is die belangrike dat dit nie 'n uiteindelike doel, soos byvoorbeeld die goeie by Aristoteles is nie. Die goeie word nagejaag of Gods eer word geloof deur middel van die taal, en sonder ons taal sou ons stom gewees het, maar ons taal is nog die doener, nog die doeleinde van ons lewe. Wie is dan die doener? Dit kan nie bloot individuele taalgebruikers wees nie, want taal, en in ons geval Afrikaans, is ten ene die gesamentlike en gedeelde verskynsel wat mense in gemeenskaplike omgang en rondom gesamentlike doeleinde saamtrek. Die derde punt is dus dat die doener onder bepaalde omstandighede daardie sprekers is wat onder gemeenskaplike omstandighede ten aansien van gedeelde uitdagings gesamentlike oogmerke omlyn en deur middel van onder meer hulle gemeenskaplike taal daai oogmerke dan najaag en bevorder. Belangrik dat goed soos gemeenskaplike geloof, gemeenskaplike ervarings en geskiedenis en gemeenskaplike waardes en gebruike ook bydra
om die oogmerke en doeleindes wat deur middel van 'n gemeenskaplike taal nagejaag word te omlyn. Daarom moet ons aanvoer dat die doener 'n volk is, 'n kultuurgemeenskap wat hierdie genoemde dinge deel en vir wie hulle taal nie net bindingskrag het nie, maar ook nut en bruikbaarheid. Daarom dat Afrikaans se erkenning deur die staat en vir Afrikaners so belangrik was op 'n tyd toe hulle by uitstek op die staat gesteun het om hulle lot te verbeter. Dit stel ons vierdens voor die werklikheid dat elke taalgemeenskap nie sonder meer 'n volk is nie en dat die meeste middelorde tot groter tale meer as een volk of groep omsluit. Die wit en bruin Afrikaans sprekendes is in die geskiedenis nie een volk nie en het dit nie geword nie. En dit mag jammer wees, maar dit bly 'n eenvoudige feit waarmee rekening gehou moet word. Dit beteken nie dat Afrikaans sprekendes in onderlinge konflik hoef te verkeer nie. Maar dan moet ruimte vir verskillende volke en groepe binne die taalgemeenskap aanvaar en gerespekteer word. Sover dit Afrikaners aangaan, het ons nie uit die geskiedenis verdwyn net omdat ons die staatsmag waaroor ons beskik het verloor het nie. Inteendeel, ons het die afgelope jare ons ewewig herwin en ons is besig om onder veranderende omstandighede ons voete opnuut te vind. Ons moet en ons sal opnuut op ons besonderse uitdagings antwoord deur opnuut nasionale doelwitte te stel en in 'n gees van nasionale solidariteit dit na te strewe. In die proses kan ons teenkanting verwag, maar ons sal ook vriende en bondgenote nodig hê. Sover dit ander Afrikaanssprekendes aangaan, moet ons hoop en ywer dat ons onder hulle eerder bondgenote as opponente sal vind. En sover dit van ons afhang, moet ons die brûe daarvoor bou. Maar selfprysgawe kan nie die voorwaarde wees wat aan Afrikaners gestel word nie. Wie daardie eis stel, word op daai oomblik 'n struikelblok en 'n opponent, en ons moet dit ten alle koste vermy deur eerlik en reguit te wees oor ons oogmerke, ons selfhandhawing, deur ons nie met apartheidsdenke en diskriminasie besig te hou nie, en deur mededeelsaam te wees met die kulturele bates waaroor ons beskik. Want ook dit, sulke kulturele bates, staan in diens van die goeie, en op die goeie het ons nie een of ander uitsluitlike aanspraak nie. Nou ten slotte, hierdie oënskynlike teenstrydigheid tussen selfbevestiging en mededeelsaamheid tree na vore wanneer verskille nie erken en aanvaar word nie. Wanneer dit wel in wederwysige respek teregkom, verdwyn die teenstrydigheid en kan vrugbare bondgenootskappe gesmee word. En dit is wat Afrikaners binne die verband van taalhandhawing en bevordering moet nastrewe en behoort te bepleit. Gerard, dit is naasten by my gedagtes in hierdie verband. Ek hoop dat daar ook nog geleentheid is vir 'n bietjie bespreking. Dr. Boshoff, baie dankie. Dit baie insiggewend om te sien dat die doeners en wat gedoen moet word is nie afskeidbaar van mekaar nie, en dat die taal is baie meer kompleks en hoe 'n gemeenskap in mekaar gesit word, en hoe 'n gemeenskap moet groei. Baie dankie daarvoor, Dr. Boshoff. Ek gaan nou volgende vir Dr. Annelies de Vries, van die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, gaan ek vra dat sy so 'n bietjie vir ons verdere insig gee. Haar tema vir hierdie gesprek spesifiek is: wat moet in plek wees? Voorwaardes en infrastruktuur vir Afrikaanse betekenisvolle voortbestaan. Dis haar tema, ook 'n mondvol, en ek weet sy gaan dalk so 'n bietjie met ons gesels oor die groei van die taal en die infrastruktuur in terme van 'n digitale era. So, Dr. de Vries, baie dankie, en die vloer is joune. Baie dankie Gerard, en dankie ook vir die geleentheid. Ja, so wat Gerard gesê het is, ek gaan 'n bietjie praat oor die voorwaardes en die infrastruktuur. Wat moet ons in plek hê
vir Afrikaans om as 'n taal geken te word, as 'n taal wat vitaliteit uitstreef, of nastreef. En Karel het net voor my gepraat oor die doeners en dit wat gedoen moet word, so baie dankie daarvoor. Ek gaan dan nou verder oor dit wat gedoen moet word. So my groot passie in die lewe is taalbeplanning. En natuurlik is dit ook taalbeplanning vir Afrikaans. Nou mense wonder altyd wat is taalbeplanning en is dit 'n regte werk? En ja, dit is 'n regte werk. My eie man wonder ook soms of dit wat ek regtig doen is 'n regte werk is. So taalbeplanning is Sambreelterm vir georganiseerde pogings om oplossings vir taalprobleme te vind. Nou, die feit dat ons hier is en in Afrikaans met mekaar praat, is as gevolg van uitstekende taalbeplanning wat deur die jare gedoen is. En ja, soos Karel gesê, daar is voorbehoude oor Afrikaans 100 en daar word ook baie gestry oor, is dit nou 100, en Afrikaans is baie ouer, en dit is hoekom ons Afrikaans as amptelike 100 jaar van amptelike taal vier. Maar dit gee vir ons 'n fantastiese geleentheid om terug te kyk, om bestekopname te doen, om te kyk wat het alles gebeur in hierdie 100 jaar, maar ook natuurlik voor dit. Dit gee net vir ons 'n platform om dit weer na dit te kyk. Nou, wat het gemeenskappe nou, en dit is presies wat Help in 'n Hand is, dis 'n gemeenskapsorganisasie, en dit is hoe Afrikaans tot stand gekom het, en hoe Afrikaans as hooffunksie taal uitgebou is en gegroei is. Dis doelbewuste pogings. Dit het nie uit die lug uitgeval nie. Die geskiedenis vertel vir ons so mooi wat alles gebeur het. Van die GRA, na die Taalkommissie, na die verskillende organisasies wat doelbewuste pogings uitgevoer het om Afrikaans op 'n vlak te bring waar dit vandag is. Nou wat wonderlik is, as jy bietjie die geskiedenis ken, en ek kyk altyd na die geskiedenis vanuit 'n sosio-linguistiese perspektief af, met ander woorde, ek kyk, wat is kan ons name gee vir dit wat hierdie mense gedoen het. En dan kan ons lesse leer uit hierdie geskiedenis om dit vorentoe te vat. So Arnold Toynbee het gesê, suksesvolle beskawings kyk altyd na wat generasies voor hulle gedoen het, en hulle leer lesse uit die generasies voor hulle se suksesse, maar ook hulle nederlae. En dit is hoe ek taalbeplanning sien en benader. Hoekom ek ook so daarna kyk, is omdat Afrikaans is een van, ek dink 4 tale wat hooffunksiestatus in die 20ste eeu bereik het. So ons is eintlik 'n baie jong taal in terme van die prestasies wat ons al bereik het. En in sosio-linguistiese kringe, met ander woorde, 'n sosio-linguist kyk na taal in 'n sosiale konteks, word Afrikaans in akademiese kringe word Afrikaans baie keer internasionaal na verwys as 'n gevallestudie vir goeie taalbeplanning. Met ander woorde, ons het nogal iets reg gedoen en ons voorvaders, en dit is wonderlik want ons staan op die skouers van reuse, maar daar was ook foute, daar het ook probleme ingekom, en as ons nou Toynbee se raad volg, dan kan ons nou regtig gaan kyk na wat het in die verlede gebeur, hoe het hulle Afrikaans op 'n punt gekry dat dit in 1925 as amptelike taal kan gepromulgeer en gebruik kan word. Die taal kon nie, daar moes sekere goed gebeur het, met ander woorde, vir 'n taal om 'n amptelike taal te wees, moet daar voorvereistes wees. Hy kan in alle onderrigsituasies, op regeringsvlak, in alle domeine waar die mens funksioneer of waar die taalgemeenskap funksioneer, moet die taal homself kan handhaaf. En baie het gebeur om op daai punt te kom. So weer eens, ons vier Afrikaans as 100 jaar van amptelike taal, maar ons vier ook dit wat alles in plek gestel is, die taalbeplanningspoging, sonder dat hulle geweet het, hulle is besig met taalbeplanning, om
wat vooraf gedoen is, sodat ons op die punt van in 1925 kon wees, om Afrikaans as amptelike taal te kan promulgeer, en dan ook tot vandag, 100 jaar later, nog steeds. Ja, daar's verskraling van die funksies van Afrikaans, veral op statusvlak, met ander woorde makrovlak, regeringsvlak, maar ons kan nog steeds betekenisvol funksioneer. So dit is my manier hoe ek hoe ek die taalsituasie analiseer, aan die hand van wat moet nou, so ons het nou na die geskiedenis gaan kyk en ons het nou gesien wat werk, maar ons moet ook 'n audit doen, ons moet 'n taalaudit doen om te kyk, goed, watter dele van die samelewing of die taalgemeenskap se leefwêreld, waar is daar gapings in Afrikaans, waar is daar verskraling van Afrikaans, in watter domeine is daar verskraling, en wat is die remedies wat ons in plek moet sit, om daardie gapings te vul, sodat ons vir nog 100 jaar Afrikaans betekenisvol kan gebruik. En ek gebruik doelbewus die term betekenisvol, want daar's baie tale wat gebruik word, daar word geraam dat daar tussen 6500 en 7000 tale ter wêreld is, en dat daar elke dag 'n taal uitsterf. So daar's baie tale wat gebruik word, maar hier gaan dit vir ons oor die betekenisvolle gebruik van Afrikaans, en nie die gebruik nie, maar ook natuurlik die bevordering. En dit is ook wat ons by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns doen, en veral na kyk. Nou ek verwys hier graag na UNESCO, het 'n paar voorvereistes of sleutelfaktore vir taalvitaliteit. So vir 'n taal om nie taal dood, sodat 'n taal nie doodgaan nie, is daar sekere faktore wat in plek moet wees, en dit is dan die faktore vir taalvitaliteit. Nou dit is die taal word gebruik as gebruik om kommunikasiefunksies binne die huis en die gemeenskap te vervul. So daai mikrotaalbeplanning, elkeen wat hier sit in jou huis, is jy 'n mikrotaalbeplanner. Ek praat nou die dag met 'n klomp onderwysers by 'n kongres, en ek verduidelik toe net hoe elke onderwyser in sy klaskamer, maak nie saak of hy nou wiskunde of wetenskap of rek gee nie, 'n mikrotaalbeplanner is. Met ander woorde, daai ruimtes wat jy skep om Afrikaans op 'n hoë vlak te gebruik, maar ook die laer funksies, met ander woorde die Afrikaanse geselstaal te gebruik. So dit gaan oor waar lê ons daarmee? Kan ons Afrikaans in al sy volle omvang gebruik? Ek word altyd so kwaad as mense sê, nee, Afrikaans sal nooit uitsterf nie, kyk nou by die feeste. Ja, maar dis die laer funksies, so ons moet nou kyk na daai. Alana het gepraat oor die moedertaalonderrig. So een van die sleutelfaktore is taaloordrag tussen generasies, en dit is weer eens waar dit op mikrovlak in die gesin verskriklike groot, die ouers 'n verskriklike groot rol het in taalbeplanning. So jy is eintlik taalbeplanner in jou eie reg, as jy binne 'n spesifieke gemeenskap aktivisties optree en jou taal regtig gebruik. En dit sien ons baie, ons hoor kort die laaste spreker van hierdie taal is nou dood. Met ander woorde, die taal is dood. So dit is 'n groot faktor. En dit is hoekom Bela natuurlik vir ons 'n groot probleem is, want dit spoel oor, as dit nie in die skoolomgewing gebruik kan word nie, kan dit nie in die laer funksies in die huis gebruik word nie. Met ander woorde, dalk word 'n hele generasie groot wat nie die taal gaan oordra aan hulle kinders nie. En dit is word gesien as taaldood. Taalgemeenskap, dit is ook wanneer taalgemeenskappe besef wat die voordele is. Nou Alana het baie daarna verwys, en soos Karel gesê het, ek kan nie eintlik byvoeg daarbey nie, maar dit gaan oor, besef jy die voordeel om ekonomies, sosiaal, godsdienstig en identiteitsgebonde van jou taal gebruik te maak. En hier gaan dit oor die status van die taal wat Alana ook so mooi genoem het, die simboliek met taalherkenning. En dan natuurlik is een van die sleutelfaktore, amptelike regeringsbeleid bevestig die gebruik van die taal. Nou in ons geval is dit so, selfde met die gevalle studie van Ierland wat Alana gebruik het. Eintlik het ons grondwet dit nou al, sê dit baie mooi uiteen, en ons het die gebruik op amptelike talewet, maar dit is simbolies.
So in daai opset gaan Afrikaans in die voorsienbare toekoms, deel van taalbeplanning is natuurlik scenario-beplanning ook, gaan ons nie regtig groei nie. So ons moet kreatiewe oplossings kry om by hierdie sleutelfaktor verby te kom, want Afrikaans op regeringsvlak dit is een van die plekke waar Afrikaans die meeste of domeine waar Afrikaans die meeste bedryf word of verskraal word. En dan moet mens ook besef die lede van die taalgemeenskap moet ook gedeelde norme hê oor wanneer om die plaaslike taal te gebruik, met ander woorde die taal waarin in ons geval Afrikaans, teenoor wanneer om die meer dominante taal te gebruik. Ons moet ook onsself kan navigeer in 'n meertalige omgewing. Ons kan nie op 'n taaleiland sit nie. Dit kon dalk of vir Suid-Afrika was dit wat 11 tale gesproke amptelike landstale het, was dit nog nooit 'n ding van ons moet net ons kan net Afrikaans gebruik nie, maar die res van die wêreld met globalisering en die immigrantekrisis kom ook nou by. Jy moet planne beraam om jou taal te kan handhaaf in 'n meertalige omgewing. En Karel het ook mooi gesê, ons moet ons gedeelde ons moet kultuurskatte wat ons het, moet ons ook kan deel met ander. Ek het nou nog 'n paar goeders wat ek wil sê oor die infrastruktuur, maar ek sien Gerard is al hier, so ek wil nie te veel verder sê nie. Ek wil dalk net een punt noem, en dit is die groot faktor van gebruik in die digitale en moderne media. Nou die digitale teenwoordigheid van Afrikaans moet versterk word. Daar is verskriklik baie navorsing wat bewys dat 'n taal, as 'n taal byvoorbeeld nie 'n goed funksionerende Wikipedia, mens sal dit nooit glo nie, maar Wikipedia het nie. Met ander woorde, aanlyn ensiklopedie nie, dan kan hy nie goed funksioneer in die digitale ruimte nie, want onthou ons maak nou gebruik van kunsmatige intelligensie en groot taalmodelle word geskep. So daai is nogal 'n kernpunt. So as ons nie dit het nie, kan ons nie suksesvol in die kuberruim voortbestaan nie. En vir 'n taal nou om geken te word aan taalvitaliteit is digitale teenwoordigheid baie belangrik, en dit gaan sluit goed in soos inhoud op digitale inhoud toepassings, vermaakplatforms, opvoedkundige platforms, en ek dink dit is iets wat Afrikaans besig is om goed reg te kry, maar die probleem is ons is nie gesinkroniseer nie. Almal doen ietsie, almal het 'n toepassing en die goed praat nie met mekaar nie, en ons moet baie meer gefokus wees wanneer ons kyk na Afrikaans, beplanning vir Afrikaans in die digitale ruimte. Laaste ding wat ek wil sê is, ons is baie organisasies en ons sien dit nou met Afrikaans 100 wat iets doen vir Afrikaans en is wonderlik, en elkeen vervul 'n sekere rol. Maar ek pleit al baie lank dat mense saam moet kom en een groot taalbeplanningsplan vir Afrikaans opstel en sê, wat se organisasie voer wat se mandaat uit. En op so 'n manier kan ons regtig georganiseerd en saam bou aan die toekoms van Afrikaans. Dankie Gerard. Annelies, baie dankie daarvoor. Dit is beplanning. Miskien kan jy eendag vir my leer hoe om dit te doen. Dis iets wat elke persoon kan op verbeter, en dit is hoe mens ons taal op die einde van die dag gaan verbeter en dit saamvoeg. Ons het so 5 minute oor wat ons 'n vraag of 2 gaan neem uit die gehoor uit. Ek sal dalk miskien net vinnig die eerste vraag stel. Van my kant af, daar is baie gepraat oor gemeenskappe wat moet saamkom. En hierdie vraag is as al die sprekers in kort dalk miskien net daarop kan gee, maar jy sit met 'n realiteit van 'n migreringsfaktor, en ek dink Annelies het vinnig daaraan geraak oor die digitale en die kuberruimte waarin ons in beweeg, en daar is, ek dink vinnig aan 26 geloftefeeste reg oor die wêreld in 6 kontinente wat gehou word, en dit word in Afrikaans gedoen. So Afrikaans is ook 'n internasionale taal, dis nou internasionaal erkende taal, want dit word nie buiteland gespreek, maar mens moet dit tog laat voortleef. En hoe kry mens daardie gemeenskappe saamgebind om dit te kan doen? Is dit iets waarin jy geraak het, Annelies, wat gesê dat
Ons moet na die kuberruimte kyk, is daar ander oplossings daarvoor? Net in kort. Ja, kyk, daar in die kuberruim kan niemand 'n beperking op jou taal sit nie. Daar's geen regeringsbeleid wat 'n beperking kan opsit nie. So ons het daar absolute vryheid om dit te doen, maar ons moet dit dan georganiseer doen. En ek sien hier Elsha sê praktyke soos die howe en universiteite maak dit vir ons moeilik om ons taal te gebruik op hoër vlakke. Hoe moet ons dit in die praktyk hanteer en taalbeplanning doen? En ja, dit is moeilik, maar nou deel van Afrikaans of enige taal in die kuberruim is toepassings en groot taalmodelle en masjienvertaling. En ons is nou tans besig om aan 'n toepassing te werk vir vertaling in regskontekste. Sodat daar by 'n polisiestasie jy 'n verklaring in jou eie taal kan aflê. En die regte boodskap uitkom wanneer dit dalk in die hof gaan draai. So dit is waar deel van Afrikaans of enige taal in die kuberruim, selfde met dokters. Alana het kortliks verwys na die dokters, daar's 'n toepassing. Dit het baie goed begin, maar hulle het nie verder gevorder nie, Aweza met, waar wat die WNR se menslike taaltegnologie afdeling saam met 'n maatskappy Aweza begin het om 'n toepassing aan dokters te gee, wat hulle in gebiede waar mense regtig nie Afrikaans kan praat, eers Engels of enige ander taal as die inheemse taal van daardie streek kan praat nie, met mekaar kan kommunikeer en seker maak dat die regte boodskap oorkom, want as gevolg van hierdie miskommunikasie met veral dokters, tussen dokters en pasiënte, was daar baie mediese nalatigheidseise in die howe, en toe het hulle agtergekom, maar wag 'n bietjie, die gemeene faktor is die feit dat daar miskommunikasie was en daar's nie toegang tot geregtigheid nie. So daar is maniere hoe mens na hierdie goeters moet kyk, veral kyk, ons kan natuurlik privaat voortgaan met baie inisiatiewe, soos universiteite, howe maak dit baie moeiliker, maar daar is maniere hoe jy dan van die digitale ruimte gebruik maak om beplanning te doen vir meertaligheid. Hier gaan dit nie net oor Afrikaans nie, hier gaan dit ook oor meertaligheid. Hoi Annelies. Ja. Ekskuus. Kan jy my sien? Ek sien 'n swart skerm, maar ek hoor jou. Okay. Ekskuus, ek gaan jou sommer net gou-gou vra. Ekskuus, Karina de Wet, ek is een van die versorgers hierso by die opleidingsinstituut van Helpende Hand. Ek wil gou-gou vir jou vra, van ons kant af as die gemiddelde Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner, wat kan ons van ons kant af doen om jou taak vir jou makliker te maak en bietjie 'n hand by te gee? Wat kan ons vir julle doen? Ekskuus, jy het gesê jy is by die versorging by die opleidingsinstituut van Helpende Hand. By die opleidingsinstituut. Dit is fantasties, want deel wat ek nou nie kon noem nie is akademiese vaktaalontwikkeling en terminologieontwikkeling. So as ons nou kyk, deel van die as jy gaan kyk na die geskiedenis, die Genootskap vir Regte Afrikaners het daarmee begin en later het die Akademie vir Wetenskap en Kuns se Taalkommissie aangegaan daarmee, maar as die standaardisering van Afrikaans en dan gepaard daarmee gaan vaktermlyste wat letterlik vir elke vakgebied geskryf is. En vir 'n taal om regtig sinvol voor te bestaan en in hoër onderwys gebruik kan word, is dit is vakterminologie verskriklik nodig, moderne vakterminologie. So vanuit 'n opleidingsinstelling kan vaktermlyste wat gebruik word in 'n spesifieke domein wat dan nou 'n organisasie saamwerk. Byvoorbeeld julle verskaf vaktermlyste, ons kan dit in 'n korpus insit en standaardiseer. Mens kan saam met die virtuele instituut vir Afrikaans werk om dit dan nou beskikbaar te stel. So dis hoekom ek bedoel, ons moet kyk na die groter taalbeplanning projek vir Afrikaans en waar elke instelling basies sy mandaat kan uitvoer ten bate van beplanning vir Afrikaans en uitbou van Afrikaans.
Maar vreeslik dankie vir jou terugvoer Annelies. Ek hoor wat jy sê en ek stem met jou volhard saam. Baie dankie vir jou tyd hoor. Annelies, ek het nou lus om sommer hier van die kant af in te val. Dis Karel, ek wil net hoor, ek weet daar's byvoorbeeld iets soos 'n bouwoordeboek. Is daar iets soos 'n versorgingswoordeboek? Ons sal daarna kyk. So ons het nou pas 'n projek geloods by die akademie. Ek is nou eers 6 maande daar, maar ons het 'n wonderlike boekery met al hierdie fantastiese vaktermlyste. En dit is letterlik, en dit is wat vir my net die hele ding van taalbeplanning wat doelbewus gedoen is, so wonderlik maak, waar mense letterlik gaan sit het en gesê het, ons het 'n hokkie woordeboek. Dis nou 'n paar voorbeelde. Daar is 'n boek vir die Johannesburgse of 'n vaktermlys vir die Johannesburgse effektebeurs. Daar is net vir elke domein waarin Afrikaans sprekendes geleef het, is daar terme geskep. En dit is nou lekker, ons het hierdie voorsprong, ons het reeds hierdie terme. Die probleem is, dit lê in boeke, dit is nie noodwendig gedigitiseer nie. So, daar is gedigitiseerde vaktermlyste, tans in beperkte, veral by VAROS en so aan beskikbaar, maar ons kyk dan nou daarna om hierdie vaktermlyste te digitiseer in samewerking met die Virtual Instituut vir Afrikaans, en dan mense te kry om dan kenners in die vakgebied, kom ons sê nou vir versorgingswetenskappe, te sê, goed, kyk hierna, beoordeel, kyk wat is verouderd, wat moet bykom, watter definisies het verander, om so half 'n tipe van 'n gemeenskapswetenskapsbeoefening, benadering te kry, en sodoende is dit nog 'n manier hoe ons dan digitaal Afrikaans bevorder, en natuurlik ook die woordeskat of die korpus, die akademiese korpus uitbrei. Om die vraag te antwoord oor gesondheidswetenskappe, daar moet wees, maar die probleem is dis verouderd. So stap 1 is om het eers te digitiseer, dan beskikbaar te stel vir 'n klomp kundiges in 'n spesifieke domein, om te kyk daarna en dit te hersien en dan aan Jan publiek bekend te stel. En wat lekker is, daar is geen kopiereg oor nie, want kopiereg het al verval. Baie dankie almal. Ek dink ons tyd is nou verstreek, maar ek het net so een laaste vraag en dis 'n vinnige antwoord van al die sprekers af. En wat is julle gunsteling Afrikaanse woord? Hoe gaan ons julle beter leer ken? Alana? My woord is blymoedig, want ek dink ons moet blymoedig wees oor die taal oor die toekoms van ons taal. Ons moet bly wees oor die wonderlike taal wat dit is, en ons moet moedig werk dat dit ons taal bly. Dankie Alana. Karel, vir jou? Myne is 'n spreekwoord om met die deur in die huis te val. Dit is nogal 'n boere ding om te doen. Annelies? Ek kry baie daai vraag en ek antwoord dit nie, want as taalkundige mag ek nie teen die woorde diskrimineer. Altyd 'n diplomatisiese antwoord. Vir almal wat dit bygewoon het vandag, verskriklik baie dankie. Ek hoop ons het almal ietsie geleer daaruit, en ons sien uit na ons volgende simposium wat in Augustus sal gebeur, en ons sal vinnig aan julle kommunikeer wat alles en wat die tema daar sal wees. Baie dankie almal en dankie vir die sprekers.